watter een van die volgende is 'n sekondêre alkohol? Die korrekte antwoord is D. Nou, jy is meer as welkom om die struktuurformules van A, B, C en D te gaan teken, maar dit vat so 'n bietjie lank. So kom ons kyk of ons dit vanuit die gekondenseerde struktuurformules kan aflei. So A, daar is ons hidroksielgroep. Dit is gebind aan 'n koolstof en daardie koolstof is gebind aan nie minder nie as 3 ander koolstowwe. Met ander woorde, dit is 'n tersiêre alkohol. Nou het ons B. Die hidroksielgroep is gebind aan 'n koolstof wat aan een ander koolstof gebind is. Met ander woorde, dit is 'n primêre alkohol. En C, baie maklik, CHO, dis die formuelgroep, hierdie is 'n aldehied, so hierdie is definitief nie die antwoord nie. En dan hier, daai hidroksielgroep is gebind aan 'n koolstof en daai koolstof is aan 2 ander koolstowwe gebind en daarom is dit 'n sekondêre alkohol. Nou, ek wil jou net hierop wys. In A kan jy sien ons het 'n koolstof en dan gaan daar 'n metielgroep op daardie 3 plekke bind en daar het jy jou hidroksielgroep. Dis hoekom dit 'n tersiêre alkohol is. Maar in hierdie geval waar die 3 daar geskryf word, sien jy CH3, CH2, CH2, CH2OH. So dit is iets waarvoor jy net moet uitkyk. A het uit die aard van die saak hierdie vertakkings met metielgroepe, waar B is net 'n reguit ketting alkohol.